Ek wil vanoggend bietjie praat oor, ons is besig om te praat oor die feit dat ons God se kinders is. Dat hy ons pa is, dat hy ons in sy hand hou. Dat hy ons gekies het. Daar's hierdie skrif in Jeremia, waar God iets sê, en ek probeer nog om my ou klein breintjie rondom dit te kry, maar waar hy sê, I knew you before I made you. Ek het jou geken voor ek jou geskep het. En hy het voortgegaan om ons te skep. En dan het hy voortgegaan om ons te red. En dit is net vir my wonderlik dat God wat buite tyd is, ons geken het nog voordat ons mens was. En dit gee my 'n tipe rustigheid in my hart. Om te weet dat hy my geken het, nog voor hy my gemaak het in my ma se skoot. Het gee my baie vraagtekens ook, maar dit gee my baie rustigheid om te weet, my pa het my geken, liefgehad. David sê, hoe wonderlik is die gedagtes aangaande my. En daarom verander dit, as ek weet hoe God oor my voel. En God voel so, sy liefde is vir elkeen van ons. En hy wil hê ons moet nader kom, en partykeer is dit net in ons koppe, ons is die ding wat weerhou die liefde van Vader in ons lewens. En so vanoggend wil ek hê met jy saam met my geloof in jou hart hê, en dan stap ons uit, en ek praat vanoggend oor Jesus wat, hy is ons ouer broer, hy is ons verlosser, hy is God, ons raak nooit God nie, maar ons raak soos Jesus, ons natuur, ons menswees, ons gedagtes, die manier hoe ons dink, ons praat, die krag van God wat deur ons lewens vloei. Johannes sê, dit is so ver, hy gaan, soos wat hy is, so is ons in hierdie wêreld. Soos wat Jesus, as jy vir Jesus lees, enigiets wat jy in een van die evangelies oor Jesus lees, dit is die standaard en die manier, dis nie die standaard klink na iets waarby ons moet probeer uitkom. Dis die manier, dis die voorbeeld van lewe wat God wil hê ons elke dag in moet leef. Soos wat hy is in hierdie wêreld, soos wat hy was in hierdie wêreld, so is ons. En dis waartoe God ons roep. En dan is Jesus ook die Here van ons lewens. Is julle nog met my? Ek het julle nou al doodgepraat in die eerste, ons nog eens by die eerste slide gekom nie. Alright, daar staan geskryf in Filippense 2 vers 8, luister, want Jesus kom en hy maak 'n perfekte voorbeeld van ons. Jesus het, dis so snaaks, maar Jesus het 100% mens geword ook. God in mensvorm, en hy's kaal gebore, en hy het begrip vir elke ding waardeur ons gaan, want hy is deur dit. Hy was net nie getroud nie. Maar behalwe dit, was hy nodig nie, want hy was klaar onselfsugtig. Alright? Maar hy het begrip, hy het deur versoeking, deur beproewing, hy moes leer praat. Jesus as 'n babietjie moes leer hoe om te sê, papa, abba. Hy moes dit leer. Soos wat ons dit moes leer. Wat 'n God dien ons, wat so lief is, dat hy homself in 'n vorm sit, en homself ondergeskik maak aan twee feilbare mensies, 'n pa Josef en 'n ma Maria, wat ook foute gemaak het, en wat ook dinge verkeerd gedoen het. En hy word groot, en hy het 'n klomp 7, ek praat nou uit my kop, hy het 7 of 8 boeties en sissies, in 'n klein huisie, in 'n ou stinkdorpie in Israel. 'n Ou dorpie waarby almal maar eerder verbyry. En dan is hy die redder van die wêreld. En is net hoe anders God na goed kyk as ons. Dan staan aan Filippense 2 vers 8, want Jesus moes ook groei in guns by God. Hy het gegroei in guns by God. Gaan lees Lukas 1, 2. Jesus moes groei in guns by God. Want hy het vir ons 'n perfekte voorbeeld gestel hoe ons moet groei in guns by God. En dan staan daar in Filippense, dit beskryf 'n stukkie van wat gebeur het in Filippense 2 vers 8. And being found in appearance as a man,
He humbled himself and became obedient. Sê saam met my, obedient. Julle moes saam met my gesê het. Maar nee. And he became obedient to the point of death, even the death on the cross. En 'n ander skrif sê, he learned obedience through the things that he suffered. Deur die moeilik waardeur hy gegaan het, om Jesus te volg, om hom regtig te volg. Ek praat nie van iemand wat gered en geraam is nie. Alright, ergens jou hand opgesteek het by 'n kamp of by 'n kerk ding, jou hand opgesteek het en gesê het, ja, ek glo in Jesus. Dis nie waarvan iemand wat Jesus volg, gaan ook dinge suffer. Jy gaan ook sukkel om gehoor, net soos ek sukkel om gehoorsaam te wees partykeer. Partykeer kom dit maklik, ander kere, oh man. Ons stoei daai koei, daai ding waarvoor ons so lief is. En die ding is, Jesus het homself verneder. He humbled himself. Why? Because pride says that God, my way is better. Hoogmoed, om te dink dat ek beter is, beter kan dink, beter kan redeneer, beter kan beplan, as wat God beplan. As Jesus homself moes verneder voor God die Vader, hoeveel te meer met arme ek en jy onsself verneder. Want dis ons hoogmoed wat maak dat ons ongehoorsaam is. Ons eie trots, dis daai hoogmoed, daai ding van ek kan beter, dit is die wortel, dis die begin, dit skep die ding van I'm gonna do this. Theme song van Hel, I did it my way. Okay, niks teen die oomie nie. Hy gaan aan in vers 9, hy sê, therefore, God has also, for what? Because Jesus was obedient, even to the point of death. Therefore, God also has highly exalted him, and given him the name, which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, and those in heaven, and those of the earth, and those under the earth, and oral, that everywhere and in everything, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. Jesus Christus is Here. Wat beteken dit as ons sê Jesus Christus is Here? Jesus Christus, Christus, dit beteken die gesalfde een. Die een wat ons sonde kom wegvat. Die een wat God uitgesit het, een kant gesit het, he separated him, so that he can take our sin upon him and save us and deliver us. But Lord means something completely different. As ons sê dat Jesus die Here is, ja, hy is my redder, hy is my toevlug, hy is my vriend, hy is my verlosser, hy is die een wat vir my voorsien, hy is die een wat vir my sorg, maar hy is ook my Here. Ek is nie die Here in hierdie verhouding nie. Hy is die Here. En as belangrikheid vir God was dat Jesus moet gehoorsaam wees, dan verwag hy dat ons ook gehoorsaam moet wees. Die genade, die krag wat God vir ons gee om sy wil te doen, is daar om sy wil te doen. Dis daar om gehoorsaam te kan wees, om te kan deurbreek deur elke ding wat voor ons probeer staan. En as daar iets voor jou staan, dan bestraf jy daai ding, nou nie jou skoonma nie. As daar moeilikheid of 'n ding voor jou staan, dan bestraf jy daai ding in die naam van Jesus. As daar 'n gedagte is, Paulus sê, ons het nie hierdie ballistiek, ek sien daai Russe het nou 'n ding wat niks kan daai ding afskiet nie. Hy travel so 8000 myl per uur. Kilometer per uur, myl per uur, so iets. Hier van 2000 myl per uur af, dan klim ek van my motorbike af nie. Dan ry ek nie meer saam nie. Daai ding gaan niks kan hom nie. Dan kom Paulus en hy sê, so magtig soos wat daai wapen is. As jy 'n klomp van daai missiele saam afskiet, dan is dit so goed soos 'n atoombom. Dan sê hy, ons wapens is magtig, nie in die vlees nie,
maar in die gees, in die wêreld van denke, en is baie groter, want jy sien, daai bom kan net jou liggaam doodmaak, maar die wapens van die gees kan jou siel vernietig, kan jou gees breek, depressie, angs, vrees. En Jesus het gekom en die mag van al daai goed gebreek, sodat ek in die naam van Jesus elke skewe gedagte in gehoorsaamheid kan bring. Hoe doen ek dit? Deur die waarheid te praat met myself oor daai ding. As ek wonder wat eet ek vanmiddag, dan sê ek, God sê, my Here, my God sê, selfs vir die voeltjies sorg ek. Hoeveel te meer sal hy nie vir my sorg nie? Selfs vir die petunias agter in die tuin sorg hy. Hoeveel te meer gaan hy nie vir my sorg nie? En ek laat nie toe dat die vrees en die omstandighede met my harder praat as sy stem nie. En partykeer moet jy daar gaan in jou kamer en dan moet jy op en af loop en die deure toemaak, laat niemand sien nie en jy nie so simpel voel soos wat jy dalk lyk nie, want jy sien, elke keer as jy wil indruk en wil oorlog maak in die geestelike riem, dan gaan Satan jou ook probeer resist. Hy gaan jou ook, en die manier hoe hy dit doen, is baie saggies. Jesus, jy gaan hom nou simpel lyk vir almal. Ek gaan hom, en hy praat nie eers soos jy nie, hy praat in ek. Hy kom as jou eie gedagte. Hy sê, wat gaan hulle nou van my dink? My vrou gaan seker dink ek is mal as ek nou hier op en af loop in die sitkamer en bid. Nee, dis seker nie tale wat uit my uitvloei nie, dis seker maar my eie gedagtes. Kom nou. Maar Jesus is die Here en hy gee aan ons wapens waarmee ons elke gedagte, elke vrees, elke slegte ding kan vasvang en gehoorsaam kan maak en kan onderwerp aan die woord van God, want daar's niks hoër as sy woord nie. Ek preek lekker, ek weet nie of julle lekker luister hier. Hierdie ding is waar. Moenie net hier sit op 'n Sondag en iets hoor en dit nie gaan lewe nie. Maak hierdie ding in jou hart vas. Weet jy hoekom sê mense en julle hoef dit regtig nie te doen nie. Maar hoekom sê mense partykeer amen, amen of ja, of wat ook al. Dis omdat hulle saamstem. En wanneer jy saamstem, dan sê jy in jou hart, Here, ek trek daai ding na my toe. Dit sal so wees in my lewe. Dit sal so wees in my lewe. Handelinge 2 vers 36 sê, therefore, let all the house of Israel know assuredly, verseker, that God the Father has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Jesus is my redder, Christ, maar hy is ook my Lord, my Here. Nou daai woord, Lord, beteken supreme authority. Die hoogste autoriteit. Elke keer as jy lees the Lord God, the Lord said, my Lord, Lord and Savior, Lord and Christ, Jesus. Daai Lord beteken die hoogste supreme gesag. Daar is geen hoër gesag as Jesus nie. Nou daar's 3 tipes mense en ek wil vanoggend 3 volonteërs vra asseblief. Dit gaan nice wees. Ag Andrei, wil jy nie gou die ding net vir my grypie asseblief? Okay, ek dankie vir al 3 van julle. Kom staan hier. Kom, dankie. Ek soek nog 2 asseblief en dan maar ek wil vra bring sommer net. Ag, dankie. Ek wil jy net hierso vir julle elkeen 'n stoel vat. Ek kort nog een persoon asseblief. Gavin, you're the man. Thank you. Daar's hy. Thanks brother. Alright. Gaan jy sommer in hierdie ene sit? Hier is 3 mooi manne vandag en hulle verteenwoordig 3 tipes mens, 3 tipes stande van mense in ons lewe. Nou ons gaan begin hier met die sagmoedige reus. Okay. Nou Ferdi,
as jy nou so aan jou lewe moet dink, wat is alles in jou lewe? Wat is goed in jou lewe? Noem vir my, ek het so 'n paar goed gebring, ek hoop ek het raak gebring. Wat's goed is waarvan jy hou en wat deel is van jou lewe, jou elke dag se ding? Mense en vriende. Jou mense en jou vriende. Alright, verhoudinge. Nou, dis die een wat ek nie saamgebring het. Daai een nie, want dit is vir ons almal so. Almal van ons het mense en vriende waarvan ons hou. Wat het jy nog? Kom, ek het 'n hele goodie baggie. Wat het jy nog? 'n pan. Okay, awesome. Ek is bly. Want weet julle wat? In ons lewe, jy gaan werk en dan begin jy so lank dink, jy weet, wat gaan alles gebeur? Wat gaan die kinders eet vanaand? Het julle al daai ding gedink in julle lewens? Okay, so hou op net daar vir ons. Daar sê. Alright, Ferdy, sê gou vir my 'n bietjie, wat's nog in jou lewe? Jou vrou. Okay, maar dit is deel van die verhoudinge, so ek waardeer dit. Musiek. Ag, ek is so bly ek het jou gekies, man. Alright. Wil jy net jou een arm net so, alright, jy kan hom maar neersit of hou, daar's die man se gitaar. Okay, wat is nog deel van jou lewe? Hou jy van sport? Ja, jy hou van sport. Alright. Ek kon nie die visstok hou nie, maar toe maar. Dit stel my net iets voor. Moenie sleg voel nie. Alright. En dan dink 'n ou partykeer, hey, maar ek moet nog al my goed veilig hou. Daar's hy. 'n Ou moet dan seker maak almal en alles is veilig. En dan moet 'n ou elke dag moet jy gaan werk, nê? Nee. Ek meen jy kan nie by die huis sit en nie werk nie. Alright. En dan moet 'n ou klere dra. Ek meen, man kan hom nou nie. Ou moet hom nou dink aan wat jy kan dra ook. En jou kom is so met elkeen van ons se lewens. Is dit nie so nie? En voor ek nou verder gaan, ek sien nou Ferdy is gereed vir nog. Maar voor ek nou verder gaan, dis hoe ons lewens lyk, nê? Nee? Ons hardloop van die een punt na die volgende punt, want jy moet hierdie ding laat gebeur. Jy moet daai ding doen en jy moet hierdie ding laat gebeur. En hierdie tipe ou. En dit het nou niks met hierdie manne self uit te waai nie. Hulle wonder wat het ek vir hulle. Dit het nou niks uit te waai met hulle self nie, net in wat ons verteenwoordig hier. Maar dis hoe iemand se lewe lyk wat nie Jesus het nie. Dis die een tipe mens wat jy kry in die wêreld. Hy hardloop. Hy was nou baie nederig, hy het dit nie genoem nie, maar geld. Né? Waar is die geldjie? Ek het lekker baie 100 in. So, ons het geld nodig. En hierdie ouens hardloop hulle hele lewe en wat is in beheer van hulle lewe? Al die goed wat hulle probeer juggle. Is in beheer, maar daar's nog 'n tipe mens. Baie dankie. Nou kan jy hulle aanpas. Daar's hy. Nee, net tot by die tweede mens. Ek sal vinnig preek die naam, nie worry nie. Alright. En Gavin en hy moet ook kos maak. Sorg dat almal kos het daar by die huis. Gee gou die en ons hardloop, ons moet geld maak, ons moet kos maak, almal veilig hou. Die cash. Ek is nou baie jammer, ek gaan nou jou mooi handsak moet vat hier by jou. Daar's hy, gee daar vir my 'n arm asseblief. Dat ek net vir jou hierdie aansit. Daar's hy. Ou moet daar mooi lyk. En Gavin speel ook gitaar, by the way, vir die van julle wat nie geweet het nie. Daar's hy en dan moet jy almal veilig hou. Alright. En daar's 'n bietjie meer goed nog in sy lewe. Jy sien, want hy moet nou nog in die tuin ook gaan werk so nou en dan. Daar is sy. Pragtig. En hy's 'n man wat hom hou daarvan om 'n bietjie te gaan so nou en dan te gaan rondloop en goeters gaan explore. As hy sorry, ek jammer, sy hare lyk soveel mooier as myne. Myne het ook op 'n stadium so mooi gelyk, maar in elk geval maar daar's 'n verskil, want eers in hierdie man se lewe was hy daarom by die kerk ook. En eers in sy lewe het hy daarom vir Jesus aangeneem. En Jesus het begin 'n ding in sy lewe doen en daar begin vreugde in sy lig skyn soos julle kan sien. En hy het begin bly raak en daar was blydskap in sy hart want God was daar. Maar tussendeur al hierdie goed moet hy nog steeds elke dag kos maak en elke dag dit doen en seker maak almal se klere bly heel.
En dan baie keer het hy gegaan en dan gaan meet hy homself op. Jy weet, voldoen hy. Nou moet jy vashou, brother. Voldoen hy. Weet hy meet homself op. Ek gaan hom so neersit. Was hy. En hy meet homself op aan almal. Want hy moet sien, voldoen hy aan hierdie standaard. Kom hy daarby uit. En hy's donderdag aand by die musiekspan en hy's maandag aand by die kinders en hy help hier en hy help daar en hy bak koeksisters en hy gaan te kere. Want Jesus het deel geraak van sy lewe. Dan is daar 'n derde tipe ou. Daar's 'n derde tipe ou. Daar's geld in jou pan. Ekskuus, ek het nou die verkeering gevat, jammer. Baie dankie. En daar's so sport in die man se lewe en hy meet homself op. Ek hoop nie aan ander mense nie. En hy moet werk. En hy moet in die tuin werk. Net op sy ma se senuwees werk. Al die werk wat hy moet werk. En hy hou van musiek. En hy moet homself veilig hou en die goedjies waarna hy werk en sy toekoms moet hy en hy moet alles veilig hou en hy hou van rondloop en hy hou van stap en al hierdie dinge. Maar hier's 'n verskil met hierdie man. Want hierdie man is anders. Ergens het daar iets in sy lewe gebeur. En hy het besluit dit mens kan nie so lewe nie. En wat hy gemaak het is, en ek gaan die stoel so 'n bietjie hou sodat julle kan sien wat nie kan sien nie. Hy het van die stoel afgeklim en Jesus die Heer van sy lewe gemaak. En hy staan op sy knieë. En hy is nie die een wat Jesus net in die prentjie het nie, maar hy is die een waar Jesus die besluite maak in sy lewe. Waar Jesus die Here is en hy speel nog steeds gitaar en hy doen nog steeds al die werkgoeders wat ons elke dag moet doen, maar die verskil is Jesus is nie net deel van sy lewe nie. Jesus is in beheer van sy lewe. Jesus is die Here van sy lewe. En dis die 3 tipe mense wat ons kry. Baie dankie, jy kan maar net neersit. Dankie julle, kom ons gee die ouens 'n hande klap. Hou maar die stoele, hou die stoele vir my. Hou maar die stoele. Daar sê, thanks. Daar sê. En jy sien die ding is julle, hierdie ou op hierdie stoel, met al die goedjies, en Jesus lê ook hier eers. Thanks, bro. Jy kan maar los. Jy kan maar, my stoel asseblief. Dankie. Ons werk nog bietjie met die backstage crew. Alright. Sien die probleem is, op 'n ernstige noot, so baie mense hak hier vas. Jesus is deel van my lewe. Ek gaan kerk toe en ek gee my geldjies en ek doen my dingetjies en ek is by die selgroep en ek doen maar ek is eintlik maar nog die ou wat hier besluit wanneer wat gebeur en hoe alles moet werk en ek het nog steeds die verantwoordelikheid om alles te laat werk en ek probeer al hierdie goed in my lewe juggle. Want ek is nog in beheer. Ek is nog die ou wat die shots call hierso. I'm still the one making the choices. And this does not produce life. Is hierdie ou wat wonder hoekom werk dit nie? Is hierdie ou wat nog in sy vlees probeer om goed genoeg te wees vir God? Waar hierdie kant is 'n ou wat sê, Here, hier is al die goed in my lewe, maar U is in beheer. Ek buig my knieë voor U. Wees U die Here. En as ek selfs besig is met kos maak, het ek verhouding en ons praat. En die manier hoe ek sport kyk, wys nog steeds dat Jesus in beheer is van my lewe. En die manier en die tipe klere wat ek dra, wys nog steeds dat Jesus die Here is van my lewe. En wat ek doen met hierdie geld, sê saam met my almal Eina. Ek sê ook Eina hoor. Wat ek doen met hierdie geld, wys dat Jesus die Here van my lewe is.
Op watter stoel sit jy vanoggend? Hy roep ons na daai stoel toe. Die stoel waar hy in beheer is. Die stoel waar ek hom volg. Hoe volgekom? Hoe volgekom? Ek is so bly julle vra. Kan ek gou my preekstoel asseblief aandry? Anders gaan ek nou die hele tyd op en af buig en dan skyn my solar panels in hulle oë. Luister gou saam met my. Romeine 8 vers 1 sê die volgende. Hy sê, there is therefore now no condemnation. Onthou julle die geregtigheid van God. There is now no condemnation for those. Kom, julle almal ken die skrif. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nee, Romeine 8 vers 1. Wie van julle ken daai skrif? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat, net 5. Vir die van julle wat in Christus is. Wie van julle ken die tweede deel van daai skrif? Hy sê, lees saam met my, who do not walk according to the flesh. Sitplek nommer 2. I worship God in the flesh. Want ek is nog in beheer. I'm still in control, I'm still calling the shots, I'm still deciding everything. And we confuse, we think if you are on seat number 2 and everything is on the seat, everything is in control of my life and Jesus is also in there somewhere, dan dink ons is nou reg. And that's not what he wants. Because this life is a lesser life. This life, even though it is a life of tears, and it's a life of suffering, and it's a life of learning obedience, and it's a life of many failures and much forgiveness. This is the life that Jesus died for. This is the life that Jesus lived. En daar was nog steeds ander goedjies ook in daai wêreld, maar alles is ondergeskik aan Jesus. Romans 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ek is gehoorsaam. See, if you accept Jesus, I don't know if you really accepted him, maar if you accept Jesus and your life is just the same and you just keep on doing everything that you've done before, then I don't think you accepted Jesus. Because if your heart is in it, he gives you a new heart and he starts to change you from the inside. Stadig maar seker. I am marching away from my flesh and my old life. And we all fight and battle with the flesh. Listen to this. Verse 2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So as ek glo in Jesus, dan kry ek mos nou die geregtigheid. Stem julle saam? Genuine glo. Okay, so dan kan ek maar aanhou myself dronk suip. Ek het dan die geregtigheid. Kom nou. Julle het nou net gesê ek het die geregtigheid. Julle moet nou pick and choose hierso. Julle kan nie draadsitters wees nie. So ek kan maar by 'n ander ou se vrou slaap, want ek het mos nou geregtigheid. Ek kan mos nou maar alles wat ek het op myself spend, om my eie koninkryk bou, want ek is mos nou righteous. Ek is mos nou nie meer onder die wet die ouens. I'm not under the law. Yes. Julle moet sien hoe trek die rook hier van bo af. So wat almal dink. There's still a law for you and for me. It's not the law of sin and death. It's the law of the Spirit of life. Being obedient to God.
en te luister na Heilige Gees soos wat hy met my praat elke dag van my lewe, soos wat ek die Bybel lees en die Bybel praat met my. Daai wet, daai soeke wat God het aan gehoorsaamheid, dit bring lewe. The tears that I cry here bring sorrow without joy. The tears that I cry here brings life and abundance. Al is dit seer, dit produce altyd lewe. Because I'm under no condemnation, because I'm not living my life. My intention, my focus is not on the flesh. Wen die flesh partykeer? Ja, unfortunately. Partykeer, ons almal sukkel, ons almal struggle, ons almal werk, maar my hart is gedraai na hom en ek volg hom en ek leer gehoorsaamheid. Soos wat Jesus gehoorsaamheid geleer het, leer ek gehoorsaamheid. Hy het nooit gesondig nie, ek het al te veel gesondig, maar daarom het ek sy geregtigheid en hierdie pad wat ek stap om te leer om gehoorsaam te raak, is in sy geregtigheid. Sodat wanneer ek dit opmors, dat ek nog steeds kan staan in Christus in sy geregtigheid. Dis hoekom Jesus dit nooit kon opmors nie en nooit moes opmors nie, want ons gaan. Maak dit sin vir julle? Ons is amper klaar. For if you live, Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are by these are the sons of God. These are the sons of God. Hulle wat gelei word deur Heilige Gees. Die is die kinders van God. Nie hulle wat God eers in 'n godsdienstige boksie ingepak het. Ou broer, die kerk maak van jou niks. Jy is die kerk in Christus of jy is niks. Die kerk maak van jou niks. Ons kom kerk toe want ons is die liggaam. Want dit is goed om by mekaar te kom. Dit is goed om mekaar te herinner, om vir mekaar te bid, om daar te wees vir mekaar, om vir iemand te smile en koffie te maak. Dit is goed. Dis nodig om op 'n Sondagoggend te ontvang, dit wat die Here met ons as 'n groep mense praat en dit vas te maak en deel te maak. Dis goed om hier te aanbid, dis goed om hier te wees en om te hoor. Maar al daai goed behalwe sonder Jesus Christus beteken absoluut niks. Dis Jesus Christus wat alles waar maak, wat alles reg maak, kragtig maak, goddelik maak, net Jesus Christus. En ons moet glo in hom en leer om hom te gehoorsaam. Hy sê hierso, as jy uit jou vlees uitlewe en jy besluit net links en regs wat jy doen en jy raadpleeg nie God nie en jy lees nie die woord nie en jy leer nie hoe om te lewe nie en jy sit jou manier van hoe jy wil lewe bo hoe God wil hê jy moet lewe, dan sal jy sekerlik sterf. Jy gaan nie nou doodgaan nie. Adam het nie onmiddellik dood gegaan nie. Maar dit het hom geskei van God. Hoekom wil God hê moet ons nie sonde doen nie? Hoekom wil God hê moet ons nie sonde doen nie? Want sonde lei tot dood, altyd. En hy sê, as jy in jou vlees lewe, dan sal jy doodgaan. Maar deur die Gees lewe, dan maak jy die goed van jou vlees dood. Wie maak dit dood? Kom God en hy maak pjau! Ai, partykeer met sy groot genade kom my en is dit kapau. En iets breek net van jou lewe af en is dit nie wonderlik nie. Maar daar's baie goed, jou natuur, die ou manier van dink, daai met ons self doodmaak. Dis ons werk om dit dood te maak. Maar ek maak dit dood terwyl ek reg is met God, geklee in sy geregtigheid. Lukas 6 vers 46, dan vertel Jesus die storie van die wyse man, die dwaas op die sand, en die wyse man op die rots. Onthou jy daai storie? Vers 46 en sê, but why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Sy ouens hier op die tweede stoel. Kom ook Sondag om 'n hallelujaatjie in te kap. En as jy nou 'n nuwe ring
gekoop het daar by Woolworths, want jy was George toe dan. Halleluja. Steek nooit jou hande op nie, maar daai Sondag steek jou hande op, prys die Here. In Matteus 7 vers 21 sê Jesus die erge woorde. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Ek sien, obedience is not optional. We have to become obedient children. We are children. We are heirs, erfgename. There's a place reserved for us on a new earth. Beautiful, kept by the power of God. But we still have to be obedient. Amen. Ek wil afsluit met hierdie ding. Filippense 2. Therefore, my beloved, as you've always obeyed, not as in my presence only. Paulus sê nie net as ek by die kerk is nie, but now much more in my absence, work out. Sê saam met my, work out. Ek het nou die dag toe gaan klim ek daar Sandduin, daar by, wat is die plek se naam? Buffels Bay, dankie. Emma hol haar op teen 'n Sandduin. Daai ding, dis duin 9, dis verby duin 7 daai. Nee, sy hol haar op, ek besluit, nee maar ek is nog nie so oud nie. Ek begin hol, en toe begin ek stap. En toe gaan ek 3 keer dood voor ek bo kom, nee. Maar dit was 'n workout. Toe ek onderkom op die sand, toe sê hulle vir my, nee, ons gaan nie nou verder stap, ek stap nou saam met jou huis toe. Toe Emma spring haar af, nee, ek probeer net om hom vooroor te val, he. Nou sien ek my skoonma die kamera. Ek weet nie hoekom sy my nou so wil blackmail, maar in elk geval. Ja, so ek het gedog, ek is dood toe ek haar afkom. Dit was 'n workout. Dit was rof. Dit was moeilik. Het is eenvoudig, maar is moeilik. Maar ek het die hele tyd, as ek so opkyk, dan sien ek Emma net so end voor my. Dan dink ek, maar as sy dit kan doen, dan kan ek dit doen. Dis die leuen wat ek myself vertel die hele tyd, teen daai bult op. En dan sê Paulus, hy sê, volg my soos ek Jesus volg. En dan sien ek en ek praat met iemand en ek luister na iemand en hulle vertel my hoe hulle vashou in die Here. En dan bemoedig dit my ook, teen hierdie bult, teen hierdie pad wat ek stap, dan bemoedig dit my om ook vas te hou. Is dit so nie? Iemand kom drink by jou koffie en jy praat oor die Here en as hulle weggaan, dan voel jy sommer revive. Is dit nie so nie? Hy sê hierso, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure. Hier's die goeie nuus. Daar's altyd 'n goeie nuus en daar's altyd 'n challenge. The challenge is you have to work out your own salvation. No one can do it for you. What does that mean? It means you have to walk and learn how to walk in the Spirit and learn how to obey God and obey the principles of God. Dis nie altyd nodig vir die Here om direk met jou te praat om gehoorsaam. As jy weet wat om te doen, doen dit. Jakobus sê, if you know how to do good and you don't do it, that's sin for you. You miss the mark. You miss God's intent. Okay? So I say, work out your own salvation with fear and trembling. Met ander woorde, ek moet werk daaraan. Ek kan nie net Jesus, ek kan nie familiar raak met Jesus Christus. We are so close to him. We love him so much. Ek is klaar julle. We love him so much. We walk with him for 30, 40 years. But we can never become familiar. We can also never become familiar with the sin in our lives. Ja, maar ek doen 90 goed reg. Nou worry jy oor die 2 goed. God wants us to be like Jesus. And here's the wonderful thing. He gives me the will, my hart. Ek sal binne in hulle 'n hart van vlees sit. He gives me the will to do his will, and he gives me the ability to do his will. And so make this one of your prayers. Say, God, I want to learn more
and more how to do your will, but give me the grace to also do your will. Amen. Ons is kinders. En as God sê hy is geduldig, dan is dit God geduld kind. Dit is baie geduldig. Maar dit is ook goed vir ons om te sê, Heilige Gees, kom stap deur my lewe. Here, ek wil nie meer net U deel hê van my lewe nie. Miskien is hier van ons vanoggend wat op hierdie stoel sit. Ons sit nog op die stoel en Jesus is deel van die prentjie. Eerens. Maar hy is nie die een wat in beheer is nie. En dan kom God vanoggend en hy roep ons. En hierdie is nie emosionele besluit nie. Hierdie is 'n ding wat 'n ou elke dag in jou lewe sê, Here, vandag, help my net vandag. Môre, I will face tomorrow. Maar vir vandag, Here, wil ek hê U moet op die troon van my hart sit. Here, vir vandag. En hoe meer en meer jy dit doen, hoe meer kom jy in die blydskap van hierdie lewe. Hoe meer kom jy in die joy daarvan om God in beheer van jou lewe te hê as die Here. En nie net die redder nie, maar ook die redder. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend, ek kom eerste vanoggend en ek sê, daar is so baie keer wat ek op hierdie middelste stoel sit. En my eie plannetjies probeer maak. En Here, dit is goed om planne te maak, maar ek wil hulle nie alleen maak nie. En Here, so baie van ons is nie seker watter stoel sit ons nou eintlik hier. En ek vra Heilige Gees dat vanoggend weer 'n vuur in ons harte sal aansteek om U op die troon te sit van ons lewens. Come and show us, Holy Spirit, where we drift, where we miss it, where we take control of things. This morning we surrender again to You, Holy Spirit. Here, kom leer ons wat dit beteken om geesgelei te wees. Kom praat met ons, Here. Kom wys U self aan ons. In elke dag, in elke situasie, Here. Leer ons, as ons Bybel lees, praat met ons, Here, openbaar U self aan ons. En leer ons hoe om U stem te hoor, en hoe om agter U aan te loop. In alles, laat dit nie ons voorkeur sal wees nie, maar U wil, U voorkeur. Here, kom deursoek, daar is soveel plekkies in ons lewe waar ons dit so toegebou het, met ons eie wil, dat ons dink is U wil. Kom wys vir ons Heilige Gees, as daar plekke is waar ons verkeerd is, en waar ons besig is met ons eie ding, sodat ons hele lewe kan wees soos Christus, tot verheerliking van U. Nie oor die benefits van wat ons sal kry nie, maar omdat dit is hoe U dit wil hê, Here. Ons bid dit in Jesus Christus se naam.